Here, dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Here, vandag wil ons net nader aan U beweeg, nader aan U kom, Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om almal hier veilig te wees, Here. Ek vra U met almal sal wees wat ook bietjie weg is vir die lang naweek. Here, ek vra dat U met elke hart sal werk. En Here, dankie vir hierdie voorreg. Here, ek vra dat U my lippe sal seën en met my sal wees met die woord wat ek gaan bring, Here. Here, ek vra dat U aan elke hart sal werk. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie welkom almal. So, ek het eintlik 2 weke aan die preek voorberei. En dit sou laasweek se preek gewees het, maar laasweek het ek eintlik besef hierdie preek vorm deel van daai preek. So, ja, ek glo Here het my ook gelei met dit. So vandag wil ek met julle praat oor 'n man na God se hart. Ek glo ons verstaan almal wie dit is. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor Dawid. Daar's soveel goed wat mens oor Dawid kan praat oor, maar vandag wil ek kyk na sy karakter. So wie hy was. Hoekom was hy 'n man na God se hart? Hoe kry mens daai tipe titel? Hoe kom mens nader aan die Here? Hoe raak jy 'n persoon na aan God se hart? So ons gaan 'n paar vrae vra. Ons gaan 'n bietjie anders te doen vandag. Maar ons gaan bietjie net kyk na wie Dawid was. Hoekom was hy 'n man na God se hart? En hoekom was hy, hoe het hy daai tipe titel gekry? Ek dink is 'n groot voorreg om daai titel te hê. So, hy is 'n merkwaardige figuur, soos ons almal weet. Hy het die reus Goliat verslaan, en hy het koning geword van Israel. Hy het van niks na iets geword. Daar was 'n hele pad wat hy gestap het. En wat uitstaan van hom is, hy het absolute toewyding aan God geleef. Hy het die tempel begin bou, wat ook plek gestel het vir latere jare, wat Salomo het klaargemaak het. So hy het baie foute gehad, maar hy was nog steeds 'n man na God se hart. So ons kan onsself vra, wat het Dawid so besonders gemaak? Wat het hom in staat gestel om so naby aan God te wees? So ek gaan met julle skrif deel, Handelinge 13 vers 22. Okay, wag dat iemand julle dit net reg kry, skrif. Okay, so Handelinge 13 vers 22 sê, en nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê het en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. So ons kan onsself vra, hoe kan ek 'n hart hê wat na God toe soek? Hoe kan ek hierdie voorbeeld volg? Hoe bereik ek daai punt dat ek ook na aan God se hart is? Hy is ook die enigste figuur in daai tyd wat so geklassifiseerd was. So kom ons kyk na waar Dawid begin het. So Dawid het begin op 'n beskeie pad. Hy het nie 'n pad van majesteit begin nie. Hy is nie koninlik gebore nie. Hy het nederig begin. Hy was 'n herder gewees in Bethlehem. Hy het nie net koninlik geword en daarin gebore nie. Hy het onder begin. So hy het 'n pad gestap. Hy was 'n eenvoudige persoon. Die Here soek ons baie keer net soos ons is. Dit maak nie saak die doelwitte wat ons bereik in hierdie lewe, die dierkar wat ons sê maar koop, die dierhuis wat ons koop. Dis tydelike goed. Dit vorm nie wie ons is nie. Die Here kyk nie na daai tipe goed nie. Die Here kyk na ons hart. Soos hy na Dawid gekyk het. Dawid is nie gekies. Die Here was nie so kyk, jy is 'n koning oor 'n groot paleis, hy gaan die koning moet wees nie. Hy het gesê, hierdie skaapwagterie is die koning van Israel. Want sy hart was op die regte plek. So in 1 Samuel 16 vers 7, die mense kyk na die buitekant, maar ek kyk na die hart.
So dis die beginsel van die Here. Die Here kyk nie na ons status nie. Die Here kyk nie na ons prestasie nie. Die Here kyk na wie ons is. En Dawid was 'n toegewyde persoon. Hy was toegewy aan die Here. Vele foute het hy gemaak. Ons almal maak foute. En dis wat ons na sy karakter moet kyk. Dis waar ons moet na kyk as ons kyk na daai hele storie, die hele ware verhaal daarvan. Wil die Here met elke hart werk. En die Here wil met ons bereik wat hy wil bereik. So Dawid het sy foute gemaak, maar die Here het nie sy koningskap van hom ontneem nie. So kom ons kyk. Dawid se hart was vir God, 'n opregte, soekende hart na sy teenwoordigheid. Hy het met die Here gesels in sy tye van sukses en in sy donkerste tye. En hy het net altyd in aanbidding gesoek. So as ons kyk na Dawid se lewe, hy het gereeld gebid. Hy het God aan die begin van elke dag gesoek, soos mense ook die psalms lees wat hy geskryf het. Hy was altyd soekend. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Hy het nie gewag vir die storm om op hom af te kom nie, maar hy het self elke dag, so hy het elke dag homself geneem en hom in die Here se teenwoordigheid gesit. Dis al wat ons hoef te doen. Dis al wat ons hoef te streef na. Waar jy jou dag begin, op pad werk toe, waar jy van die huis sê maar afwerk, waar ook al jy is, soek die Here. Maak dit jou eerste prioriteit in die dag. So ek ook werk toe ry, dan probeer ek 'n oomblik van stilte net by die Here te kom, net met hom te praat. Dis al die Here van ons sal vra. Dis wat vir my mooi is, dis nie, die Here maak dit nie gekompliseerd nie, dis nie, die Here maak dit nie, soos die Engelse woord, complicated. Dit is nie moeilik nie, die Here soek ons net, hy soek net ons toewyding, hy soek net ons hart. So Psalm 5 vers 3 sê, O Here, luister na my stem in die oggend sal ek my gebed voor U neerlê. So daai skrif las net by, dat in die oggend, as wanneer Dawid die Here gesoek het. Ons gaan Psalm 5 lees, help my om U wil te doen, voor die koorvleier met fluitspel, 'n Psalm van Dawid, luister tog na my woorde, Here, hoor hoe ek sug, gee tog aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. U is nie 'n God wat onreg verdra nie, die kwaad het hy by U geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor U kom nie, U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit, die Here verafskiet moordenaars en bedrieërs. So, daai Psalm by self, dat Dawid het gestreef na 'n lewe van heiligmaking, 'n lewe van eerlik wees, werklik waar net homself by die Here te wees. Ons hoef nie presies soos te wees soos wat Dawid was nie. Ons moet net daai opregtheid met die Here hê. Die Here soek net ons hart oopgemaak met hom. So vandag se tema gaan meer oor 'n soektog. Hoe kan ons nader aan die Here beweeg? Hoe kan ons meer van die Here ontvang? Daar's nooit 'n beperking nie. Ek glo nie as jy vir 20, 30 jaar met die Here al gestap het, dat jy die hoogtepunt bereik het nie. Die Here wil altyd meer met jou bereik. Die Here wil meer en meer met jou doen. Die Here wil 'n pad met jou stap, soos wat hy met Dawid gestap het. So, Dawid se psalms was psalms van aanbidding. Hy het liefde aan die Here gewys, eerbied. Die psalms was prys tot God toe. Hy prys nie homself in die psalms nie, hy prys God as sy koning, die koning van alle konings. So Psalm 34 vers 1 sê, ek wil die Here seën al die dae van my lewe. Ek wil hom prys solank as ek lewe. So Dawid het homself nooit beperk nie. Dit was nie van, ek bid nou een keer 'n week, ek is weg. Daar was nie 'n beperking nie, daar was nie 'n beperking by die Here nie. Ons hoef nie onsself te beperk nie. Soek hom in sy skrif, as jy sukkel om te bid, as jy in 'n moeilike tyd gaan, weet die Here
kan die Here in enige manier, al is dit tekort gebed, die Here soek jou opregte hart. Soos die vroukie wat toe Jesus hulle saam gestaan het, die vroukie wat 'n paar sente ingegooi het, dit het soos niks gelyk nie, maar Jesus het geweet, dit was alles wat sy gehad het. So, ons hoef nooit ons lewens met mekaar te vergelyk nie. Ons elkeen stap 'n verskillende pad met die Here. Die Here wil elkeen van ons, so wat jy doen vir die Here, en wat 'n ander persoon vir die Here doen, dit gaan net oor daai opregtheid, daai soektog. 'n Ding wat van Dawid uitstaan is, hy was dankbaar in al sy omstandighede. En Psalm 103 vers 1 tot en met 2 sê, loof die Here o my siel, en al wat in my is, sy heilige naam. Ek gaan net vlugtig aan Dawid se verhaal maak, wat vir my altyd uitgestaan het, as mens na die hele beeld kyk van Dawid. Hy het hierdie monumentale oomblik gehad, hy het Goliat verslaan, en hy het begin inbeweeg in sy koningskap, maar hy het al hierdie terugdruk gehad van Saul wil hom doodgemaak het. So hy het hierdie hoogtepunt van oorwinning gehad, maar hy het ook hierdie laagtepunt van druk gehad. So sy lewe was nie altyd wonderlik nie, dit was nie altyd, hy was gereeld op weggehardloop, hy het gereeld weggekry vir Saul, maar hy het hierdie monumentale oomblik nog steeds gehad. Die Here was nog steeds saam met hom. En wat ook uitstaan is, Dawid was in 'n oomblik waar hy Saul kon doodmaak en hy het nie. Want hy het geweet, hy is op soek na die regte ding. Hy wou uitstaan vir die Here. So as ons na Dawid se geloof self kyk, dis 'n volledige vertroue. Hy het op God vertrou. Toe hy ook Goliat verslaan het, sy woord aan Goliat was, ek kan jou verslaan om te wys dat die God van Israel 'n lewendige God is. Dit was nie vir hom oor 'n oomblik van eer nie, dit was nie vir hom oor 'n oomblik, hy het 'n groot oorwinning gehad, maar al wat sy punt hy wou bewys het, is dat die God wat Israel aanbid is 'n lewendige God. So ja, hy het oorwinning gevat oor Goliat, en dit was in 'n oomblik van geloof, dit was vir sy geloof. 1 Samuel 17 vers 45, jy kom teen my aan met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom teen jou aan in die naam van die Here van die leers. So dit was 'n oomblik van geloof, en ons elkeen het ons eie uitdagings. Ek weet nie wat in almal se lewens persoonlik altyd aangaan nie. Ons is baie keer, soos ek gewoonlik sê, so gejaagd. Maar ons almal moet net in die geloof optree, soos wat Dawid in daai oomblik opgetree het teen sy Goliat. So hy het God se plan vertrou. Hy het geweet die Here het hom gekies as 'n herderseun op 12, maar hy het die pad gevolg. Hy het nog steeds God se leiding opgeneem. In al daai uitdagings het hy nog steeds die Here vertrou, het hy nog steeds die Here geloof en geprys, het hy nog steeds die Here gesoek. Dis al wat ons hoef te doen, dis al hoe ons nader aan die Here hoef te beweeg. Ons hoef net te soek en te soek en te soek. Al het ons nie altyd al die antwoorde nie, kan ons weet die Here het 'n plan. Die Here sal 'n plan uitvoer, die Here sal 'n plan maak, want die Here gee om vir ons elkeen. Psalm 25 vers 4 tot en met 5. Toon my o Here, U weë, leer my U paaie, lei my in die waarheid en leer my, want U is die God van my heil. So vertrou hom, wag op hom, staan in hom. Dawid het die roep gekry as 'n 12-jarige, maar hy was toe nog eers uitgesonder om te wag oor die skape. Dis ook 'n groot verantwoordelikheid. Ek dink ek sal na honderde skape wil kyk nie, wat is die een verloor, wat ook al. Maar hy het by dit begin, dit was sy basis gewees, die verantwoordelikheid wat hy moes opneem.
En hy was in 'n voorbereidingsproses. Hy moes die beer verslaan het eers. Hy moes die skape self eers beskerm het. So hy het daai vaardighede eers ontwikkel. So baie keer begin die Here eers by die klein goed en ontwikkel ons in die klein goed sodat ons die groter goed kan aanpak. So Dawid het daai verantwoordelikheid gehad oor daai skape. Die Here het hom toevertrou en hy in die beste van sy vermoë was hy 'n skaapwagter. En dit was alles voorbereiding, want hy het klaar geweet wat hy in staat is met 'n slingervel en 5 klippies. So hy het klaar geweet, hy was voorberei om Goliat aan te vat, want hy het geweet, die pad is, stap 'n pad met hom. Dit was nie dadelik, okay, jy is koning nie, daar was 'n hele pad wat hy deur al daai boeke en hoofstukke van sy verhaal gestap het. So wat van Dawid ook uitstaan is sy berou en regverdigheid. Hy het geweet, hy is nie sonder foute nie. En die Here weet ook, ons almal het foute, maar dit skei ons nie van die liefde van die Here nie. Maar wat van Dawid uitstaan, hy het berou gehad oor sy foute. Hy probeer regstel. So ons kyk na Psalm 51 vers 10 tot en met 12. Hierop het Dawid: skep in my 'n rein hart, o God, en gee vir my 'n nuwe gees van vasbarendheid. Wat vir my ook uitstaan is, as ons ook kyk, Dawid het voor die ark gedans, wat die 10 gebooie ingehaat het, die staf van Aaron, en die manna wat sommer die hele pad van die Israeliete was, toe hulle bevry is. Daai was gewoonlik van net onsself te wees in die Here. Ons moet ons self net in die Here vind. En dis wat vir ons moet uitstaan nog meer. Hy was deurdringend in God se genade. Hy het nooit God se genade as vanselfsprekend gevat nie. En hy het 'n hart van berou gehad. 'n hart van soek. En hy het nie bly doen wat hy doen nie, hy het regtig waar net die Here bly soek in alles wat hy is. Samuel 6 vers 14 tot 15. En Dawid het met al sy mag voor die Here gedans, met alle krag, terwyl hy die hele huis van Israel gevolg het, die ark van die verbond van die Here in die stad, wat Dawid gebring het. So dit is ook 'n simbool, in die Ou Testament was dit ook 'n simbool van God se teenwoordigheid, en dit op die ark besprinkel, so later het Dawid die tempel begin inbring, en Salomo het die tempel vroeg gebou, en daai tabernakel ark was in die tempel geplaas, en dit was besprinkel, so dit het 'n groot simbool gehad, dit het groot simboliek gehad, maar ons weet Christus was die laaste offer, so ons hoef nie meer die tabernakel te besprinkel nie. So, die verlossing van God se volk. So hy het nooit sy roeping as 'n koning geskei van sy aanbidding nie. So toe hy in 'n koninklike posisie was, het hy nog steeds in die psalms die Here gesoek, daagliks in die oggendure. Hy het sy leierskap gevat as 'n oomblik van aanbidding en gehoorsaamheid om God se mense te lei nader aan God. Hy het nie vir politieke ryk gesoek nie, maar geestelike ryk. God was sy sentrale aanbiddingspunt. So hy het baie bereik. Hy het koning geword. Hy het baie rykdom gehad ook. Maar in al die monumentale status en alles wat hy bereik het van waar hy begin het hy werklik waar die Here bly soek. En dis voor ons moet kyk. Ons moet net die Here bly soek. Die Here bly jaag. Omstandighede is baie keer ongemaklik. Omstandighede kan moeilik wees. Maar om die Here te bly soek, is vir ons fokuspunt moet bly. Hy het hart vir mense gehad en sy leierskap was ook om
net te lei en soos ek gesê het, om mense nader aan die Here te bring. Hy het nie vir homself geleef nie, maar hy het geleef vir sy gehoorsaamheid aan die Here. Hy het regverdig geëers, voordat hy aksie geneem het. Maar, soos wat ek van sy foute praat, Dawid het sonde gepleeg met Batseba, hy het hom begeer, hy het laat hom aan die voorste ry van die oorlog staan, hy het nie die oorlog gaan bystaan nie, maar hy het tog berou gehad daarvan. So hy het sy tekortkominge ook gehad. So ja, wat ons uit sy lewe kan vat is, God was prioriteit. Hy het getrou aan die Here gebly. Hy het 'n hart van aanbidding gehad, 'n volhoubare geloof uitgeleef. Hy het altyd 'n soektog na die Here gehad. Daar was nooit 'n limiet met hom en die Here nie. Dit was altyd 'n voortdurende gesoek na die Here. Hy het hom in aanbidding geprys. Hy het ten volle voor die Here gedans by die ark, die tabernakelark. So ja, ons hoef net 'n hart te hê wat na die Here te soek. Dis wat ons uit die hele storie moet vat. En ons baie temas wat ons kon bespreek het oor Dawid. Mens kan gekyk het na, daar's baie kontras met hom en Saul, waar mens kon na daai hele tema gekyk het, hoe Saul as 'n leier misluk het, maar Saul het ook 'n verantwoordelikheid gehad. So mense het daai kontras wat mens ook na kan kyk. Maar vandag wil ek net fokus op wie ons in die Here kan wees, hoe ons die Here kan behaag en hoe ons daar vir mekaar kan wees. So ons gaan net 'n bietjie dieper inkyk voor ek afsluit. So Dawid was 'n skaapwagter, koning van Israel. So dit was in die tydlyn van 1010 tot en met 970 voor Christus. Hy het 'n baie diep verhouding met die Here gehad. Baie van die psalms het hy ook geskryf. En hy was, soos ons gesê het, 'n man na God se hart. So, vraag wat ek wil vra is, het ek 'n hart vir God? So 'n hart vir God beteken om bereid te wees, om gehoorsaam te wees en terug te draai na die Here toe. Dawid se lewe wys vir ons 'n lewe van ware verandering deur geloof en soektog na God. En om mense te lei en om te soek in nederigheid. So ons gaan ook kyk na 'n kontras van hoe vermy ons om ons hart vir die Here te verloor. So vrees kan ons weglei van die Here, soos koning Saul se lewe, hy het 'n lewe van vrees gehad. Hy was geïntimideer met wat Dawid was en wat Dawid bereik het. Dit kan ons in 1 Samuel 15 sien. Dawid het sy vrese, so as ons kyk na Dawid het sy vrese aangevat met geloof. Hy het nie eers beskerming aangehad nie. Hy het letterlik ontbloot ingestaan teen die magtige reus en hy het in 'n oomblik van geloof, en dit het nie vir hom gegaan oor homself nie, het vir hom gegaan oor die eer van die Here. So gemaklikheid kan ons weghou van dit, gerief, so, en eer vir jouself en kompromie. So hoe kan ons hart nader aan God ontwikkel? Hoe kan ons nader aan die Here beweeg? Ons moet ons vrese hanteer. Laat dit 'n vrese oomblik wees waar jy nader aan die Here kan beweeg. Dan het ons vertroue op God se liefde. Dawid het altyd op God se genade en liefde vertrou. So, en ons moet bely en bekeer. So ons moet ons foute en ons moet regtig waar net kyk waar ons kan verbeter in die Here, waar ons tekortkominge is en aan ons slegte en goeie punte werk. Handelinge 3 vers 19 sê bekering bring verandering. Soek God in alles.
So ek wil net afsluit met dit. Dis vir my 'n voorreg. Ek weet elkeen nie wat hier sit is kind van die Here. En dis werklik waar net waar kan ons verbeter? Waar kan ons Here meer soek? Ons elkeen het 'n aktiewe verhouding met die Here. Maar ons kan vra, soos ons kan, daar's niks fout met vra en te vra van, hoe kan ek nader aan Here beweeg? Wat kan ek anders doen? Moet ek meer bid? Moet ek Here meer soek? Hoe kan ek meer 'n voorbeeld wees vir ander? En ja, in ons daaglikse lewens kry ons oomblikke waar mense ons opvryf, mense onregverdig teenoor ons optree. Maar ons moet daai oomblikke gebruik en dit in 'n positiewe omskep. Ons moet werklik waar net na die Here toe soek. En dis die voorreg wat ons het. Ons elkeen kan 'n persoon naby aan God se hart wees. Ons elkeen kan werklik waar nader aan die Here beweeg. En die Here se teenwoordigheid is beskikbaar vir elkeen van ons. So elkeen van ons maak saak. Ons is die liggaam van Christus. Ons is die bruid van Christus. Ons almal vorm deel daarvan. So dis net 'n gedurende soektog wat ons na die Here toe moet streef. En dis wat ek uit hierdie boodskap wil uitwys is. Dawid het net gesoek. Hy was net homself van die Here. Ons hoef niks na te maak nie. Ons hoef nie in 'n spesifieke manier te bid nie. Wees net jouself vir die Here. En dit was altyd vir my 'n uitdaging is, hoe preek ek? Wat se manier moet ek preek? Wat se manier moet ek bid? En dis wat vir my altyd uitgestaan het. Wees net jouself. Die Here aanvaar jou net soos jy is. Met foute, met tekortkominge. Die Here soek jou hart. En jy is spesiaal vir hom en jy is belangrik vir hom. So wees net jou, die persoon wat jy is. Daar is net een van jou. En wees net, ons almal het goeie kwaliteite. So streef werklik waar net vir 'n lewe wat die Here kan behaag. So ek wil afsluit met 'n gebed. Julle kan maar net julle oë sluit. Here, dankie vir elke hart. Dankie vir elke lewe hierso. Here, ek vra dat ons opnuut nuwe maniere kan kry om U te behaag, Here. Dat ons in ons eie lewens sal reflekteer en kyk hoe ons in U kan groei. Hierdie boodskap is 'n boodskap van hoe kan ek in my persoonlike tyd, in my persoonlike lewe meer ontwikkel in U, Here. Hoe kan ek wees wie ek is in U, Here? Kan ek myself ontdek? Ja, ek vra dat jy in elke hart sal werk, in elke lewe sal werk, en werklik waar met ons harte sal aanraak. Here, U ken ons by die naam, net soos wat die Dawid die plan gehad het. U het die plan nog steeds uitgevoer, U het nog steeds die plan bepaal, die het sy hart geken, Here. Ek weet wie hy is, want hy het werklik waar homself in oorgawe aan U gegee. En Here, ek vra teen elke hart sal werk, ons lewe van oorgawe sal leef. Here, dankie vir die voorreg en dankie vir die liefde. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.